Goeiemôre. Rahab was 'n merkwaardige vrou in die geskiedenis van Israel. Sy was nie 'n Israeliet nie, maar 'n Kanaanitiese vrou wat in die stad Jerigo gewoon het. Haar storie wys ons hoe geloof en moed 'n mens se lewe kan verander. Jerigo was 'n sterk stad wat die Israeliete moes oorwin. Joshua het 2 verspieders gestuur om dit te verken. Rahab het gehoor van God se mag en besluit om die verspieders te help, al was dit gevaarlik. Sy het hulle versteek en die koning mislei. In ruil vir haar hulp moes sy 'n rooi tou aan die venster hang sodat sy en haar familie gespaar kan word. Toe Jerigo val, het die Israeliete haar gered. Rahab het later by die Israeliete gewoon en 'n nuwe lewe begin as deel van God se volk. Sy was nie net 'n vrou wat haar geloof in God gewys het nie. Sy het later deel geword van die Israeliete se geskiedenis. Sy het met 'n Israelitiese man, Salmon, getrou en het die moeder van Boas geword. Boas was die oupa van koning Dawid en uiteindelik was Rahab deel van Jesus Christus se geslagslyn. Sy wys hoe God enige iemand kan gebruik, maak nie saak wat hulle verlede was nie. Wat leer ons van Rahab se verhaal? Geloof bring verandering. Rahab het in God geglo, al was sy nie 'n Israeliet nie. Haar geloof het haar lewe en haar familie se toekoms verander. Die tweede ding is moed word beloon. Sy het 'n risiko geneem om deur die verspieders uitgedaag te word dat sy hulle kan help en God het haar daarvoor geseën. En dis baie duidelik, God kan enige iemand gebruik. Dalk het jy ook 'n Jerigo in jou lewe, 'n groot uitdaging of iets wat onmoontlik lyk om te verander. Maar soos Rahab kan ons kies om God te vertrou. Hy kan ons situasie verander en 'n nuwe toekoms vir ons gee. Rahab se storie wys vir ons dat geloof en gehoorsaamheid 'n mens se lewe kan verander. Sy was 'n vrou wat in die goddelose stad gewoon het, maar sy het op God vertrou en hy het haar beloon. Haar storie is 'n herinnering dat God altyd 'n plan het vir die wat in hom glo. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U deur my geloof my lewe kan verander, net soos U dit ook vir Rahab gedoen het. Help my om U ten volle te vertrou te midde van uitdagings en om dapper op te tree in ooreenstemming met U wil. Dankie dat U 'n nuwe toekoms vir my skep, ongeag van my verlede. Amen.